Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid. Goeiedag en welkom by Vryspraak, nog 'n lekker episode van Groot Idees. My naam is Paul Marits en vandag is die derde keer wat ek Vryspraak aanbied. Ek is baie opgewonde om een van my groot vriende, veral so oor die mikrofoon, saam met wie ek seker al honderde ure op mikrofone gesels het in die ateljee te verwelkom. En sy naam is Ernst van Zyl. Hy is vir meeste van ons nie 'n vreemdeling nie, baie aktief by AfriForum. Nou sy amptelike titel is dat hy die hoof van openbare betrekkinge by AfriForum is, maar hy is ook 'n regisseur van die dokumentêre film Selfbestuur en hy is ook aanbieder van die In Alle Erns potsending. Hy het 'n baie groot aanlyn teenwoordigheid en ek is seker meeste van ons het al erns van sy inhoud raak geloop. Hy is ook onlangs geblokkeer of gesper deur een van die groot mediahuise in Suid-Afrika, iets wat natuurlik deesdae eerder 'n medalje as 'n probleem is. Ernst het 'n meestersgraad wat hy cum laude gekry het in politieke wetenskap aan die Universiteit van Stellenbosch. So ons weet dit wat hy vandag oor gaan praat, nie sommer maar net praatjies is nie. Ernst, goeiedag, lekker om met jou te gesels. Goeiemôre Paul, lekker om ook met jou hier te gesels. Jy sit daar aan die ander kant van die groot souterige dam, maar deur die wonder van tegnologie kan ons vandag 'n lekker gesprek hê en ek sien baie uit. Ja, dankie Ernst. Ag man, ek moet sê, dis met heimwee wat ek so terugdink aan jy weet hoe politiek begin het en ek onthou ons daar in die ateljee gesit het aan die begin en toe kom COVID en ons weet nie regtig meer hoe nie en toe het ons allerlei tegnologie uitgedink. Vir die van u luisteraars wat onseker is, politiek is 'n potsending wat ek en Ernst aan saam deelgeneem het en hy is nog steeds van tyd tot tyd daarmee betrokke. Maar Ernst, ek wil vandag 'n bietjie oor iets anders praat en dit is die idee van federalisme in praktyk. Nou, om agtergrond te gee breedweg is natuurlik, tot dusver het ek baie met mense gepraat, met professor Koos Malan, met Dr. Louise Mabille, oor die groot idees, jy weet, oor Thomas Hobbes en Johannes Althusius, en oor die idees van sentralisme en afwenteling of 'n tipe van 'n subsidiariteit. En alhoewel dit lekker is om in die abstrakte in te gaan, dink ek, dis net so belangrik om daai dinge 'n praktiese, werkbare realiteit te maak. En ek kan aan min mense dink wat elke dag so aktief betrokke daarmee is soos jy. So kom ek gooi eens 'n bietjie in die koue water en met daai vraag. As ek vir iemand sê federalisme in praktyk, wat beteken dit vir jou en hoe sal jy wil hê die luisteraar moet verstaan wat daai term eintlik beteken? Wel, ek is baie bly dat jy reeds met ongelooflike denkers soos professor Koos Malan en Louise Mabille gepraat het. Veral prof Koos die afgelope tyd, ek dink elke meningsstuk of opstel wat mens van hom lees, raak op een of ander manier of kreatiewe hoek aan die temas van federalisme, gereeld van 'n baie akademiese hoek af. So ek gaan nou nie te veel in die akademiese kant daarvan ingaan nie. Ek vertrou dat julle het al 'n soliede fondasie gelê vir die onderwerp. So ek gaan presies by daai diepkant of die koue kant van die swembad inspring en net begin gesels oor die praktiese elemente van federalisme. So die woord federalisme is nie juis in ons woordeskat as Afrikaners al ingewortel soos 'n term soos demokrasie nie. Nou, dit behoort nie so te wees nie. Altyd federalisme en demokrasie is nou nie juist twee woorde wat ver uit mekaar uit is as dit kom by hoe ingewikkeld hulle is om te verstaan of uit te spreek nie. Dis eintlik twee woorde baie van dieselfde aard. Federalisme in eenvoudige taal beteken eintlik maar net die afwenteling van mag, die desentralisering van mag. Daar is 'n klomp ander teoretiese vleis aan daai bene, maar ek dink vir die gewone luisteraar daar buite wat die woord federalisme hoor, wat jy moet verstaan is dat dit is die afwenteling of die desentralisering van mag. Nou, hoe lyk dit in praktyk? Nou, daar's verskeie voorbeelde wat mens kan noem om te demonstreer wat dit in die praktyk soos lyk, maar ek dink die beste is, ek gaan maar net die voorbeeld die naaste aan my hart en die naaste aan my daaglikse werk gebruik, en dit is wat AfriForum doen, en dit is die desentralisering van mag na 'n gemeenskapsvlak toe, weg van 'n staatsvlak af. Nou, hoe gebeur dit? Wel, dit gebeur deur eerstens
die leemte wat geskep is deur die staat wie se kapasiteit net verbrokkel jaar by jaar vir die afgelope paar dekades. Dit is ook juis toevallig binne in hierdie magsvakuum waarbinne Urania sy bewegingsruimte vind en toenemend tot sy eie kom. Dit is Urania en AfriForum beweeg in presies dieselfde politieke ruimte, die politieke ruimte wat geskep word deur ons veg en bou strategie. Nou ek weet van Urania se kant af is dit 'n 100% bou strategie, kom ons sê maar 95% bou strategie, 5% nou en dan 'n lekker vurige onderhoud wat bietjie van 'n vegaard aan dit het. Maar AfriForum se strategie is min of meer 20% veg deur ons hofsaake en deur baie van ons media onderhoude wat ons doen waar ons vir Afrikaners opstaan en vir ons regte beklei en vir ons ruimte skep, veg vir ruimte en vir politieke ruimte en dan tweedens die boustrategie natuurlik. En daai boustrategie is juis waar die federalisme en die desentralisasie na vore kom. En dit gebeur juis deur eintlik eenvoudige goed. Dit gebeur nie deur al die teoretiese en politieke wetenskapterme as ek nou my eie studieveld kan gebruik van soos referendums en ondertekening van groot en belangrike dokumente en alles dit nie. Dit gebeur tog in die regte wêreld, maar dit is ver verwyderd van wat op 'n daaglikse basis gebeur en wat eintlik dit bietjie partykeer ver verwyderd van dit wat 'n daadwerklike verskil maak. Ek weet in Urania of ek nie regtig ek preek vir die bekeerdes as ek verduidelik dat realiteite word nie geëis nie, realiteite word gebou. Urania het nie toestemming gevra om te bestaan nie. In dieselfde sin is 'n referendum half bietjie van toestemming vra as jy dink maar ek kort hierdie dokument voordat ek voortgaan met my plan. Nou AfriForum werk binne in daai praktiese federalisme of gemeenskapsfederalisme soos ons dit noem ruimte waar ons nie die regering toestemming vra nie, ons vul bloot die leemte wat daar gelos is deur die regering en ek wil net 2 voorbeelde noem om dit mooi af te rond. So eerstens is die beste voorbeeld hiervan ons gemeenskapsaksies waar ons slaggate vul, padtekens verf, gras sny, ons gemeenskappe veiliger, skoner, beter maak en die heel beste voorbeeld as mens nog bietjie onder die vergrootglas kyk is juis deur 'n voorbeeld soos ons buurtwagte netwerk wat ons nou oor 177 van reg oor die land het, meer as 11,000 vrywilligers wat daarso elke week hulle tyd opgee om hulle gemeenskappe veiliger te maak en tot groot sukses en natuurlik is daar plaaspatrollies ook ingesluit in daardie stelsel en daardie netwerk. En dit is 'n vorm van desentralisering waar jy jou veiligheid in jou eie hande neem en nie net meer totaal oorgelewer word aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens nie wat in die afgelope paar jaar miljoene en dit is volgens hulle eie statistiek miljoene oproepe vir help net dood eenvoudig neergesit het of nie geantwoord het nie. So dit is waar desentralisasie en 'n bietjie meer geleerde taal federalisme waar die teorie die realiteit ontmoet, maar ek leef elke dag en werk elke dag in die wêreld van praktyk, realiteit. Die teorie is interessant, ek lees wanneer ek kan daaroor en doen navorsing daaroor wanneer ek kan, want jy moet nie net doen nie, jy moet dink ook, maar jy kan ook nie net dink nie, jy moet ook doen, maar jy moet dink voor jy doen en dit is juis wat AfriForum se wenresep is dat ons dink, maar ons doen ook en dat ons maak seker dat ons maak 'n daadwerklike verskil in die realiteit as dit kom by ons idees uitoefen en ons raak nie net verstrengel heeldag in meningsstukke, debatte en teoretiese diep gesprekke rondom hierdie kwessies nie. Ons maak eintlik ons idees 'n realiteit en dit is iets wat ek nogal bewondering vir die Uraniërs ook het, want die Uraniërs het presies dieselfde benadering. Hulle wag nie vir toestemming nie, hulle wag nie vir die perfekte oomblik nie. Hulle rol maar net hulle moue op soos daai klein reus en begin bou. Ernst, dankie. Dit was nou so lekker inleiding tot die onderwerp. Ek dink baie keer nou toe jy so aan die einde gepraat het van mense wat so vreeslik heeltyd in teorie verstrengel is. Ek dink dit gebeur maklik, nê. Toe ek klein was het ons in die aande het my pa vir ons van die boek gelees, die Fabels van Aesopus, dalk ken jy dit ook.
En een van die fabels is van 'n sterrekyker en hy is die hele tyd besig om vir die sterre te kyk en dan op 'n stadium aan val hy in 'n put. Jy weet en toe dink ek, dis baie keer so en mense is so besig om en natuurlik moet 'n mens visie hê en jy moet na iets streef. Maar as jy so besig is om te droom en so in die abstrakte te leef, dan dink ek kan die realiteit baie keer by jou verbygaan. So ek het altyd baie agting vir mense wat die vermoë het om beide op idee vlak, maar dan ook in die praktyk te kan, jy weet, 'n voet neersit en soos jy sê, jy lees wanneer jy kan, maar jy verstaan, die praktyk is die belangrike. Ek dink baie keer, en ek moet sê, daar kan 'n mens dankbaar wees vir akademici soos Professor Goosen, Professor Dani Goosen van Akademia, wat so gereeld nog byvoorbeeld by AfriForum funksies praat en by die FHK en so en wat homself werklik besig hou met die oplossings ook. Maar dit is, jy weet, lekker om ook net, jy weet, ek wil amper sê, dis in sekere sin vir my lekkerder omdat ek ook van daai agtergrond afkom, om met jou te praat, om met Flip Buys te praat, om met Dirk Herman te praat, met oplossingsmense, mense wat sê wel, jy weet, ek het hierdie idee en desentralisasie is 'n droom en is belangrik en ons kan al hierdie groot woorde gebruik, maar die realiteit is my kinders veilig as hulle van die skool afstap en is my ouers veilig in hulle ouer huis, is daar water, is daar krag en dis meer en ek dink daai goed is alles baie belangrik. Maar Erns, ek wil so klein bietjie van 'n wending maak. Ek dink nie eens te veel van 'n draai nie. Maar ek wil jou bietjie terugverwys na van jou eie vroeëre werk. Daar het onlangs 'n boek verskyn wat ons by die Begrond Instituut uitgebring het, die Christen en sy eiendom. Nou, hierdie boek is eintlik al lankal klaargemaak in terme van teks. So meeste van die skrywers wat my en jou insluit, het ons hoofstukke eintlik al 2 jaar terug klaar geskryf. Maar ek dink die feit daarvan bly natuurlik staan. En nou dat ons gepraat het oor desentralisasie, wil ek so 'n bietjie praat oor grond. Vir Orania is die idee van grond natuurlik ontsettend belangrik, want jy kort 'n plek, nee, ek meen jy kan ietsie soos daar is natuurlik, ek weet die solidariteit beweging gebruik die woord kuberkanton gereeld en is belangrik, jy weet, en ek wat ver weg is kan aanlyn deelneem op Marula Media en ek kan saamgesels en ek kan, jy weet, met programme soos hierdie kan ek nog steeds deelneem en dis belangrik, maar uiteindelik is daar 'n geografiese realiteit, jy weet, want geografie gaan saam met demografie en ekonomie en allerlei goeders en grond is belangrik. So, ek gaan so 'n bietjie, ek wil so 'n bietjie indelf in van die goed wat jy hier gesê het, en ek vind dit ontsettend interessant. Maar voordat ek daar kom, wil ek dalk 'n inleidende vraag op hierdie punt vra. Ons het nou gepraat oor praktiese federalisme. Kan jy vir my sê, wat is die band tussen grond en dan miskien spesifiek grondbesit? So die feit om jou eie grond te hê en grond wat joune is. Wat is die band tussen federalisme in praktyk en eiendomsbesit? Ja. So dit is juis wat ek nogal, eerstens ek het my meestersgraad in 'n groot gedeelte oor privaat eienaarskap van grond, maar privaat eiendomsreg oor die algemeen gedoen. En ja, dit is een van die temas wat daai stuk vir Begrond se boek ook oor handel. Nou die verbintenis tussen daai reg tot privaat besit van eiendom of van grond en die desentralisering van mag is, as jy maar net kyk na die alternatief, verbeel die afwesigheid van privaat eiendomsreg. Wie besit dan jou eiendom? Waar dit word dan besit deur die staat of dit word besit deur die koning? Dit word besit deur wat ook al 'n gesentraliseerde oppergesag daar is, wat almal se eiendom dan maar net aan hulle leen vir 'n kort tydjie of tydelik vir hulle leen. So, hoekom privaat besit van eiendom so belangrik is dit is die enigste manier wat jy regtig 'n stukkie grond jou eie kan maak. En dit is hoekom ek juis daai storie en ek bedoel hierdie hele idee van privaat besit van eiendom dis nie 'n ding wat met die groot verligting uitgedink is nie. Dit is nie 'n ding wat sommer net na vore gekom het met John Locke en Thomas Hobbes en al hierdie ouens nie. Dit is al 'n idee wat baie ouer as hulle is. En ek het juist die storie van Nabot se wingerd in 1 Konings gebruik om my punt te demonstreer in daai hoofstuk. Nou ek gaan nou nie my hele argument hier uiteen lê nie, want dit gaan 'n bietjie vervelig raak. Ek wil eerder hê mense moet dan die boek gaan lees en dan my hoofstuk gaan opspoor, want dan kan hulle rustig in hulle eie tyd dit gaan lees, eerder as om nou te luister hoe ek net aflees uit die boek uit. Ek besit nou nog nie die boek nie, so dit is nie eens regtig moontlik vir my om dit te doen nie. Maar ja, dit is so net van die gedagtes soos ek hulle onthou, is juis hierdie tema van die
die ewige teenwoordigheid van 'n gierige magsfiguur. Nou dit kan in die vorm van die staat of 'n tiranniese koning wees wat graag eiendom en meer spesifiek grond vir eie gewin wil onteien. En daar is nie 'n woord wat vir ons vreemd is as Afrikaners nie, is 'n dreigement wat baie keer van die staat afkom, juis omdat hierdie grond soveel mag oor grondlose mense aan hulle gee. En hierdie storie kan jou luisteraars rustig in hulle eie tyd gaan lees, soos ek gesê het, dit is 1 Konings 21, 1 tot 25, wat oor Nabot se wingerd gaan. En soos ek sê, julle kan rustig, na julle klaar geluister het na hierdie episode, dit gaan self lees daar, maar dit gaan juis oor 'n koning wat Nabot se stukkie grond by hom wil vat, en Nabot wat net eenvoudig sê dat hy kan nie 'n prys daarop sit nie, dat hierdie is die grond van sy voorvaders en die grond wat God aan hom gegee het. En juis wat na vore kom deur daai storie is die feit dat daar's nie 'n prys nie alles het 'n prys nie. Nie elke stukkie grond het op die ou en sy prys nie. Daar's sekere goed wat net nie 'n materiële waarde voorgegee kan word nie. Soos byvoorbeeld daai lappie grond op jou plaas waar jou oupa Grootjie en jou oupa en jou pa dalk begrawe is. Wat is die waarde van daardie stukkie grond? Hoeveel sal iemand vir jou moet aanbied dat hulle net daai stukkie grond kan kom koop by jou en dit byvoorbeeld kan sloop, daai begrafplaas, of dit kan begrawe en vernietig en hulle landerye daarso ploeg? Wat is die prys? Dis maar nie meer net 'n retoriese vraag, maar dit is die tema wat na vore kom, dat daardie verbintenis tussen grond en God en gemeenskap en jou eie, die privaat eiendom, is juis daardie idee dat party goed het nie 'n prys nie, party goed in die lewe is nie net, kan nie net verbind eenvoudig word tot 'n materiële waarde nie. Sekere goed het 'n waarde wat verder gaan as net materiële waarde. Goed soos God, familie en identiteit. En daai identiteit word ook gewortel in hierdie idee van grond. Dis iets wat ek ook nogal in daai hoofstuk diep ingaan. En ons kan nou 'n bietjie daar gesels as jy wil, maar dit ek dink ek is 'n goeie inleiding tot of dalk 'n bietjie so van 'n lusmakertjie as mense daai vir my hoofstuk verder wil gaan lees in Begrond se boek. Dankie Erns. Ek waardeer dit, jy weet, dat jy spesifiek ook daarop ingaan. Ek dink mense leer baie by die idee van Nabot se wingerd en mense sien die gedagte dat daar's eintlik soveel wat 'n mens natuurlik daaruit kan vat. Dit is baie ryk soos wat die Bybel natuurlik oral oor is. Ek wil so 'n bietjie ingaan op 'n verdere aanhaling. Jy weet, ek het nou die voorreg dat ek jou hoofstukkie so het amper in 'n sekere mate as handleiding. Maar ek sal 'n bietjie terugkom op stadium na Nabot. Ek wil eers 'n bietjie praat oor Ian Smith. Nou natuurlik, ek weet Ian Smith is vir jou 'n belangrike persoon. Jy het ook al vir my sy boek voorgeskryf, The Great Betrayal is die boek se naam. En in hierdie hoofstuk van Begrond se boek wat die Christen se eiendom waarin jy geskryf het, haal jy vir Ian Smith aan. En die aanhaling sê dat ons moet besef, ons het nie ons grond geërf van ons vaders af nie, ons leen dit van ons agterkleinkinders af. En dan sê hy verder, elke generasie is deur sy eer gebonde, hy sê honor bound, om dit aan te gee in 'n beter kondisie as die kondisie of die toestand wat hulle dit ontvang het. En dis natuurlik 'n gedagte wat baie sterk by Edmund Burke na vore kom, 1790 in the Reflection on the Revolution in France. Maar ek dink Ian Smith het dit baie realisties gesien. Ek dink nie Edmund Burke was bang dat iemand ewe skielik Brittanje gaan wegvat van die Britte af nie. Hy was dalk bang vir 'n Franse tipe revolusie waar die Britte dit wegvat van die koningshuis of iets. Maar ek dink Ian Smith het baie meer realisties gesien en gevrees wat toe uiteindelik gebeur het in 2002. En dit is dat hierdie, ek wil amper sê, heilige band wat daar is tussen die vorige eienaar en die volgende eienaar, wat soveel Suid-Afrikaanse boere spesifiek ken, wat soveel Afrikaners oor generasies ken. Ek bedoel, daar's plase in die Kaap en die omgewing waar jy groot geword het, wat sekerlik al vir 10 generasies in dieselfde familie is. So hierdie gedagte is ontsettend belangrik, maar ek dink dit gaan ook verder as natuurlik net plaasgrond en boergrond. Dit gaan ook oor die gedagte van kultuur en die gedagte van 'n nageslag. Ons het 'n taal gekry, ons het 'n klomp letterkunde gekry, ons het 'n klomp gedigte gekry, ons het goed gekry wat mooi is, ons het 'n sekere manier van praat, van grappies maak, ons het sekere goed wat ons eet, ons het 'n manier van dinge doen, en dis erfenis. Al hierdie dinge lê in ons kulturele skatkis.
En sekerlik wanneer ons iets gaan oorgee, dan is daar binne in die praktiese federalisme, die desentralisasie, soos wat jy dit vroeër ook vir ons uitgelig het, is daar die gedagte dat ek moet verantwoordelikheid vat vir die klein bietjie wat myne is. Maar dis nie net grond nie, dis nie net finansiëel nie, dis breër as dit. So oorhoofs oor daai temas wil ek vir jou vra, hoekom is hierdie vir jou so 'n belangrike gedagte? En dan hierdie is dalk 'n bietjie 'n stoute vraag van my kant af. Wat is vir jou in hierdie stadium, of voel jy in hierdie stadium dat jong mense erns maak hiermee? Ek meen, jy werk baie met jong mense. Voel jy dat hulle regtig erns maak met hulle erfenis, dat hulle regtig sê, wel, ons neem verantwoordelikheid op. Ons gaan nie wag dat die volgende generasie in die moeilikheid is nie. Of dink jy dat mense ook maar partykeer 'n bietjie te gemaklik raak en dink, ag, weet jy wat, die regering van nasionale eenheid sal vir my sorg, of iemand sal 'n plan maak, of ergens sal iemand iets uitdink, of Elon Musk sal een van 'n goedkoop oplossing vir ons hê. Wat is jou ervaring op die grond van hierdie kwessies? Reg, jou eerste vraag, hoekom is dit so belangrik vir my? Want ek dink Samuel Huntington was reg toe hy gesê het of voorspel het in die vroeë 1990s dat die definierende vraag van die post-koue oorlog wêreld gaan wees, wie is ons? En diegene wat dit kan beantwoord, sal kan voortgaan, daai volke sal voortleef en die volke wat dit nie kan antwoord nie, sal in krisis gedompel word. En dis juis daai stuk van my ook, gaan nie net oor grond nie, dit gaan nie net oor God nie, dit gaan oor identiteit ook. En iets soos byvoorbeeld net die naam Afrikaners wat ons vir onsself na verwys. Dit het Afrika in dit. Net daai term wortel jou al klaar in Afrika. En dan net so die idee van grondbesit in Afrika wortel jou ook hierso. Nou, nie almal het die voorreg om te kan grondbesit in Afrika nie, maar hulle moet die geleentheid gegee word. Daar moet die geleentheid of die opsie wees om grond te besit, privaat te besit, dat dit regtig joune is, dat die regering of die koning nie net kan kom en later sê, ek wil nou hierdie wingerd van jou verander in my eie of in 'n winkelsentrum in of wat ook al nie. Jy moet kan doen daarmee wat jy wil en jy moet God se plan vir jou kan uitleef op daardie stukkie grond. En dis hoekom hierdie kwessie vir my so belangrik is, want dit kom by my antwoord op jou tweede helfte van jou vraag, en dit is waar jong mense hulle self vandag bevind. En ek dink ek kan breedweg praat dat jong mense reg oor die westerse wêreld vandag, vir my, van wat ek kan sien, hulle self bevind in 'n identiteitskrisis. Nie almal nie, maar oor die algemeen, waar hulle nie regtig weet wie hulle is nie. Hulle kan nie daai vraag beantwoord, wie is ons nie. En dit is absoluut nie 'n probleem wat eksklusief is tot Afrikaners nie. Ek dink baie Afrikaners, jong mense wat ek mee te doen kry in Suid-Afrika, het 'n beter idee oor die antwoord op daai vraag as baie Amerikaners wat ek al mee te doen gekry het, of Europeërs wat ek mee te doen gekry het. Maar soos ek gesê het, dit gaan van gevalle studie tot gevalle studie wissel. Maar oor die algemeen kry ek die indruk dat daar is definitief nog steeds 'n groot kwessie onder Afrikaners, veral jong Afrikaners, oor daai vraag van wie is ons, maar ons is al baie verder af in die pad na 'n antwoord toe, of sekerheid oor die antwoord as party westerlinge wat in Europa en Amerika wat nou eers aan die voet van daardie berg staan en begin om te worstel met daai vraag. En dis eintlik nogal 'n tema wat na vore gekom het toe ek die voorreg gehad het om saam met my Solidariteitbeweging kollega Ernst Roots Amerika te besoek op 'n steenwerwingstoer vir onder andere die Solidariteitbeweging en Orania. Toe praat ons daar met, ons was by 'n klomp konferensies, geleenthede, vergaderings, ons klomp gesprekke gehad. En 'n tema wat heeltyd na vore gekom het, is dat die Amerikaners staan tans voor 'n eksistensiële debat. En die onderwerp van daai debat is, wat is 'n Amerikaner? En dit is 'n vurk in die pad, waar 'n kruising in die pad waar hulle moet kies tussen twee strome van gedagtes, twee strome van filosofie. Die een stroom sê dat Amerika is 'n ekonomiese sone, en lyntjies op 'n kaart, en enigiemand wat daar binne in Amerika na toe immigreer of daar gebore is outomaties net deel van hierdie Amerikaanse volk. Die ander stroom van gedagte sê dat Amerika is meer as net 'n ekonomiese sone, meer as net lyntjies op 'n kaart. Amerika is 'n volk.
Die eerste gedagte wil nie eens regtig praat van Amerikaners as 'n volk nie. Die eerste gedagte wil net praat van Amerikaners as inwoners van hierdie begrensde gebied of hierdie ekonomiese sone, terwyl die tweede lyn van gedagte praat van Amerikaners as 'n volk. En dis 'n belangrike skeidslyn, want op die ou end die Duitsers is 'n volk. Duitsland is nie 'n ekonomiese sone nie. Die Engelse is 'n volk. Engeland is nie 'n ekonomiese sone nie. Ek val baie meer in die tweede denkstroom as die eerste ene, want as lande net lyntjies op 'n kaart is en of enige land eintlik, Frankryk, Duitsland, Engeland, Amerika, as dit maar net verskillende ekonomiese zones is, dan is daar nie regtig nie iets soos volke nie. Dan is ons almal maar net globale inwoners, globale burgers, wat toevallig binne in sekere zones bly, en dit gee vir ons nee, ek kan nie regtig identiteit noem nie, maar vir 'n baie oppervlakkige identiteit van Amerikaner of Duitser of Engelsman of wat ook al. En net om dan alles saam te vat met daai gedagte, dit is binne in daai konteks, daai groter debat in Amerika, dit is in die wyeer weste ook 'n debat, ek seker jy ervaar dit ook daar in Europa. Afrikaners vind onsself ook as westerlinge in Afrika, nou daai is 'n hele ander gesprek rondom identiteit, fascinerend. Ek skryf eintlik toevallig nou 'n stuk daaroor, daai dubbelsinnige identiteit van die Afrikaner as beide westerling en van Afrika. Maar dit is soos ek sê, 'n onderwerp vir 'n ander dag. Ons vind onsself ook binne in daardie konteks, binne daardie beskawingskonteks, die westerse beskawing, dat ons nie immuun is tot die vraagstukke van ons tyd nie. En soos ek vroeër gesê het, ek stem 100% met Samuel Huntington saam dat een van die groot vraagstukke van ons tyd, wat ons almal 'n antwoord op wat 'n antwoord vereis van ons almal af, van elke volk, is: wie is ons? Dankie Erns, ek stem so saam met Huntington en met jou. Ek was verlede jaar in die bevoorregte posisie om so 4 maande in Budapest te kan wees. En Balázs Orbán, een van die ministers in die huidige regering, het 'n boek geskryf, The Hungarian Way of Strategy, en ek weet Ernst Roots het hom gelees, ek weet nie of jy al by die boek uitgekom het nie, maar daar's 'n spesifieke deel van die boek wat my nou baie laat dink het aan wat jy gesê het. Hy sê op 'n stadium, die rede hoekom Europa sukkel om Hongarye te verstaan. Nou vir die van u wat 'n bietjie agtergrond daar nodig het, Hongarye is gedurig in die moeilikheid by die Europese Unie, bedoelende hulle wil nie genoeg vlugtelinge inlaat nie, of hulle wil nie genoeg oop wees vir allerlei nuwe strominge nie, ensovoorts. Hulle wil basies nie hulle deur oopslaan vir die, kom ons sê, liberale strominge wat uit Brussel uitkom nie. So, en dan skryf Balázs Orbán, die rede hoekom Europa Hongarye nie kan verstaan nie, is omdat die Hongare nie net Europeërs is nie. Hulle het ook hierdie ander stuk erfenis. Nou, bietjie geskiedenis oor die Hongare. Hulle noem hulle self die Magyar. En die Magyar is eintlik 'n volk wat uit die Uralberge uitkom, wat in vandag, kom ons sê, aan die suide van Siberië sal wees. So mense het regtig 'n ander tipe agtergrond, en jy vermeng in jou wese, vermeng jy 2 verskillende tipe kulture. Nou ek dink die realiteit is, ek is nou al seker amper so 3 jaar in Europa, en ek kan vir jou sê, ek is baie anders as hierdie mense. Ek dink nie soos hulle oor goed nie. Ek het 'n ander benadering tot my bure, tot vriendskap, tot eet en braaivleis ensovoorts. Jy weet, en ek dink dit gaan daaroor dat in Afrika het 'n mens oop ruimte is, en jy moet 'n plan kan maak. Ons spot altyd, jy weet, en ek Flip Bystel baie daar geskryf, jy het baie daar geskryf, ek het baie daar geskryf, die gedagte van 'n boer maak 'n plan. Maar die rede hoekom 'n boer 'n plan maak, is want hy moet 'n plan maak. Daar's geen ander plan om te maak nie. Niemand anders gaan vir jou 'n plan maak nie. En in 'n sekere sin lê dit ook in die hart van federalisme. Ek meen, as jy gaan kyk waar die federale gedagte begin het, voordat dit noodwendig teoreties ontwikkel is daar al reeds in die 13de eeu in die valleie in Switserland hierdie onderlinge ooreenkomste getref tussen verskillende valleie, dat hulle gesê het, wel, ons gaan mekaar beskerm, maar elkeen gaan verantwoordelikheid vat vir sy eie vallei. En die rede daarvoor was dat in die winter het alles so toegesneeu en vasgevries, niemand gaan jou kom help nie. Die keiser gaan jou nie uit Wene uitkom red as jy in die winter nie kos het nie. Jy moet 'n plan vir jouself kan maak. En baie daai selfde gedagte sien 'n mens natuurlik in die laat 17de eeu en dan deur die 18de en 19de eeu by die voortrekkers en die eerste, kom ons sê, vryboere
aan die ander kant van die Bergrivier en dis meer. So, jy weet, in 'n sekere sin dink ek, dit is, jy weet, daar lê 'n diep stuk Afrika by ons en dit beteken dat 'n Afrikaner in Europa altyd so klein bietjie anders gaan voel en so bietjie in mense mou kan lag vir die manier hoe hulle goeders doen. Maar daar is ook definitief 'n hele stuk Europa in ons. Dan moet ek ook sê, ek dink nie noodwendig en dis 'n genuanceerde opmerking, maar ek dink nie ons stam af van die huidige Europeërs nie. Ek dink nie mens moet jouself so daarvan dit so probeer verstaan nie. Ons en die huidige Europeërs stam af van 'n vroeëre Europeër. Wat ek daarmee bedoel is, beide hulle en ons stam af van Luther en Calvin se idees en die idee van die Heilige Romeinse Ryk wat was waar moderne Duitsland is, waar baie van ons voorouers vandaan gevlug het. En ons stam uit die, jy weet, 'n diep gereformeerde Nederland. En dis nie noodwendig plekke wat mee bestaan nie. Die Duitsland van Luther waar almal geglo het en die groot twis was of jy Rooms is en of jy Protestants is. Daai Duitsland bestaan nie meer nie. En die diep gereformeerde Amsterdam en Nederland waarvan ons voorouers vertrek het in die 17de eeu, wel enigiemand wat 10 minute in Amsterdam spandeer het op Vrydag aand sal weet, daai Amsterdam bestaan definitief nie meer nie. So ek dink in 'n sekere sin moet ons dit ook verstaan. Ons moet verstaan ons is uniek. Ons kan leer by die verskillende groepe en ons kan ietsie sien, maar dit wat ons uiteindelik daar gaan neersit, dit sal uiteindelik ons eie antwoord moet wees op daai vraag, wie is ons? So, dis nou, ek het nou heel wat eintlik gesê oor die onderwerp, maar dis so 'n wonderlike vraag, wie is ons? En daai vraag, as jy hom nie diep antwoord nie, dan gaan jy hom noodwendig vlak antwoord, en 'n vlak antwoord gaan nie die winter oorleef nie. Ek dink baie aan wat Elon Musk onlangs gesê het met hierdie gedagte van die woke mind virus, soos dit genoem word. En dan sê hy, jy weet, as jy gaan kyk na hierdie strate wat vol dwelmmisbruikers en so is, dis die einde van beskawing. En ek dink die rede daarvoor is, soos jy sê, omdat die Amerikaners nie effektief kan beantwoord wie is ons nie. So, dis 'n baie treffende vraag. Maar Erns, kom ons praat so 'n bietjie verder oor die gedagtes wat ons dan nou in realiteit sien land, wil ek amper sê. Hierso in jou hoofstuk skryf jy op 'n stadium, privaat eienaarskap van grond bewerkstellig die intergeslagtelike gebod. En daar het ons nou gepraat spesifiek in terme van dit wat Ian Smith sê. Maar jy volg daai gedagte op deur te sê, die privaat besit van grond is nie slegs noodsaaklik vir die Afrikaner se ekonomiese welvaart en voortbestaan nie, maar ook broodnodig vir sy geestelike welstand en die behoud en die oordra van sy identiteit. Nou, ek dink ons het aan hierdie temas geraak, maar wat bedoel jy met geestelike welstand? Dit is amper so 'n sterk woord, ek voel amper dis 'n stuk helpende hand wat na vore kom. Wat bedoel jy as jy praat van 'n jong mens, kom ons sê ek en jy en hulle wat jonger as ons is, die ouetjies wat nou uit matriek uitkom en so aan. Wat is geestelike welstand vir hulle en hoekom is grond en kultuur 'n belangrike deel van daai geestelike welstand? Wel, vir my beteken geestelike welstand grootliks om gewortel te wees. En dit is nie toevallig dat die metafoor van gewortel wees en die metafoor van grond so naby aan mekaar is nie. En dit raak weer terug aan daai vraag van identiteit, is dat as jy nie gewortel is nie, dan gaan jy af met die stroom, dan is jy nie in beheer van jou eie lot nie, dan is jy deel van die stroom en jy raak uitgespoeg iewers deur die strominge van jou tyd, deur die tydsgees. Dis daai gesegde wat die sielkundige Carl Jung het gesê, dat as jy nie weet wie jy is nie, dan gaan die wêreld vir jou sê wie jy is. En dis 'n baie gevaarlike plek. As jy enigstens net vir 'n oomblik dink oor die wêreld waarin ons vandag leef, dan moet jy vir jouself vra, wil ek regtig hê hierdie wêreld moet vir my sê wie ek is of voorskryf wie ek is? Ek wil nie daardie beheer aan die wêreld oorgee nie. So dit is wat geestelike welstand vir my is dat jy moet jou voete moet plat op die grond wees en jy moet gewortel wees. Jy moet weet wie jy is, jy moet weet waar jy vandaan kom en jy moet weet waartoe jy op pad is as individu en dan kollektief as jou mense, as jou deel van jou volk of jou gemeenskap. En as dit kom by die jong mense van vandag, baie van die geestelike versteuringsprobleme wat ons vandag sien rond met jong mense, dink ek vloei baie direk uit daardie ongeworteldheid. 'n boom wat ontwortel word gaan dood. So ek bedoel dis wat ons baie keer sien. Ons sien die gryp na identiteit, maar in daardie desperate gryp mense goed vas wat
regtig oppervlakkig, partykeer selfs verdraai en boos is as hulle soek vir identiteit. Ek bedoel, wat is meer ryk? Jou identiteit gewortel in jou geloof, kultuur en taal en in jou volk, of jou kultuur gewortel in jou verbruikerspatrone, jou gunsteling sokkerspan en jou gunsteling musiekkunstenaar en gunsteling fliek franchise en gunsteling rekenaarspeletjie. Nou dit beteken nie jy kan nie enigsins daardie laasgenoemde goed deel van jou identiteit maak nie. Ek het ook 'n gunsteling musiekkunstenaar en 'n gunsteling film en ek het ook 'n gunsteling sokkerspan, maar dit is nie dit kom nie naby aan die fondasie van my identiteit nie. Dit is daar op dis randfigure as dit kom by my identiteit. Die fondasie van my identiteit is die stewige beginsels of die stewige idees van my geloof, my volk, my kultuur en my taal. En dit is ongesond om jou identiteit in iets anders primêr te wortel, om nie eers te praat van party jong mense vandag wat so ver gaan is om hulle identiteit primêr te wortel in hulle geestesversteurings of in hulle seksuele perversies nie. Dit is ongelooflik ongesond. Dit is 'n waarborg vir geestelike onwelstand, vir geestelike siektes. En dit is die tyd waarin ons onsself bevind, waar hierdie tipe verskynsels net al hoe meer na vore kom. En dit is wat ons moet beveg, maar die teenmiddel vir dit wat ons sien, glo ek baie sterk is om weer jou wortel te skiet en 'n fondasie vir jouself te bou vir jou identiteit op goed wat ryk is, op goed wat goed is, op goed wat mooi is, soos jou geloof, jou identiteit jou identiteit en jou geloof, jou taal, jou kultuur en jou volk. Erns, ek wil so bietjie, ek wil amper sê 'n stoute vraag vra, dis dalk nie heeltemal die regte beskrywing daarvoor nie, maar as ek so klein bietjie, ek wil nie noodwendig sê duivelsadvokaat speel nie, maar die punt is, dit wat jy nou van praat, en ek dink dit wat ons oor die afgelope hele episode eintlik oor gepraat het, kan mens dalk in 'n sekere sin as idyllies beskryf, as die ideale omstandigheid. Jy weet, as die beste voorbeeld daarvan vir my is die begin van die film Braveheart. Vir die van u wat dit lanklaas gekyk het, gaan kyk dit gerus weer. Maar in die begin van Braveheart, so kom ons sê 20 minute in die film in, kom hy terug as jong geleerde man, kom hy terug na Skotland toe en hy begin daarso om vir homself 'n huis te bou. En dan kom vra die ouer man in die dorp vir hom, wat maak hy daar? Wil hy moeilikheid maak of wat sy plan? En dan sê hy nee, ek wil maar net goedjies plant om te groei die grond uit en as die Here wil ek 'n familie hê. Jy weet, en is so mooi idylliese prentjie, maar dan kom daar die groot vyand en hy moet opstaan teen die vyand en hy moet hierdie klein stukkie grond, hierdie jy weet, toe as jy praat van die hemel op aarde, jy weet, van hierdie klein plaasie, moet hy dan beskerm en daai beskerming kos hom uiteindelik dan ook sy lewe. Jy het vroeër gesê by AfriForum praat jy van 'n 80% bou en 'n 20% veg. Ek wil so klein bietjie praat oor daardie 20%, jy weet, en wat dit effektief beteken. Hoekom ek dit sê is, natuurlik moet ons nou nie hierdie gewelddadige, bloeddorstige prentjie sien, wat 'n mens by Braveheart sien, en is ook glad nie wat ek bedoel nie. Maar wat ek bedoel is, daar's baie mense wat die gedagte het, kom ek vat my goed, en ek trek weg, en ek trek so ver weg, dat iemand my kan pla nie, of ek omring myself net met mense wat 100% met my saamstem. Nou in my ervaring is daar nie so iets nie. Jy kan met mense in dieselfde kerk, in dieselfde taalgroep, met dieselfde geskiedenis, lekker vassit lewenslank. Jy kan met mense saam wie jy in 'n huis groot geword het lewenslank vassit, wat nog te sê van jou bure of wat ook al. So tipe situasie waar daar absoluut net vrede gaan wees, dat jy so ver weg kan trek dat geen probleme jou ooit kan bereik nie. Ek dink nie so 'n situasie bestaan nie. En die realiteit wat dan na vore tree is om te sê, wel, daar gaan 'n punt kom wat jy moet opstaan vir dit wat vir jou belangrik is. Hoekom ek dit sê, is want ek dink daar sal baie mense wees wat voel, maar hoekom probeer 'n mens nog? Hoekom veg 'n mens nog met die Bella-wet? Moet mens net maar net al jou goed vat en vir jou weer privaat skole gaan begin
in motorhuise soos wat ons dit moes doen in 1902 na die Anglo-Boereoorlog nie. Moet ons nie maar net ons goed vat en gaan, moet ons nie maar net onttrek uit die openbare sfeer uit nie. Wat sou jy sê vir mense wat daai tipe benadering het? Wat sê, weet jy wat van bou net 100%, los die veggedeelte, dis nie nodig nie. Wat sou jou instinktiewe antwoord wees op so 'n tipe houding? Wel, eerstens net 'n gedagte daaroor die idee van ideale. Nou, dit is belangrik om ideale te hê, want jy moet iets sê waarna jy streef. Nie een van ons gaan ooit regtig ons ideale 100% bereik nie, maar jy streef daarna en in daai strewe kom jy al hoe nader aan dit. Ek dink ons as Christene verstaan dit baie goed, dat nie een van ons sal ooit rein wees soos Jesus Christus nie, maar ons streef daarna om soos Jesus te wees elke dag, al sou ons hoeveel keer misluk. As dit kom by die veg en bou idee, veg skep die ruimte sodat jy kan bou. So as jy nie veg nie, jy kan nie bou 100% net gefokus wees op bou nie. Jy moet vir jou die vegdeel kry vir jou legitimiteit. Die vegdeel skep vir jou ruimte. Die vegdeel maak seker dat jy is 'n skaakstukkie op wat die ANC noem die balans van magte. So jy moet kan wys dat jy kan wanneer jy moet, kan jy byt en jy het skerp tande en jy het 'n dik vel en jy kan veg om jouself te verdedig. Ek gebruik altyd die metafoor van, ons het soveel mooi metafore in die natuur rondom ons, maar die twee gunsteling metafore vir my is die eystervark en die ratel. So die eystervark, net omdat as mense sê, maar al die goed wat julle bou, wat gebeur die dag wat die staat kom om dit net te vernietig? Dan sê ek maar wel, kyk na die eystervark in die Kruger Wildtuin. Daar's verskriklike vreesaanjaende en groot roofdiere in die Kruger Wildtuin, leeu's, luiperds, elke liewe ding. Maar daar's ook honderde, as dit nie duisende eystervarke in die Kruger Wildtuin. Hoekom? Want hulle het 'n effektiewe verdedigingsstrategie. 'n Eystervark het sulke skerp penne dat enigiets wat met hom mors gaan of ernstig beseer raak of kan selfs doodgaan of verblind word. Ons almal het al daai, gaan kyk bietjie op YouTube van daai video's van 'n eystervark teen 'n leeu of teen 'n luiperd en dan sien jy hoe goed 'n effektiewe verdedigingsstrategie kan wees. Die ander metafoor is die ratel. Net so 'n goeie beeld. Ek dink 'n perfekte beeld eintlik vir Urania, want enigiemand wat of dit nou 'n staat of 'n individu of wat ook al bose mag dit is, wat vir Urania probeer vernietig, dan gebruik ek altyd die idee van, ja wel, jy kan dit probeer, maar dit gaan wees soos om 'n ratel uit sy tonnel uit te probeer kry met jou kaal hande. Nou, ek ken nie enige man wat bereid is om dit te probeer nie. So dit is juist waar daai veg en bou, die vegkant skep vir jou die ruimte, die vegkant wys dat moenie met my mors nie, ek kan myself verdedig. En daardie ruimte wat geskep word deur die vegstrategie is op die ou en die ruimte waarbinne jy bou. En dis AfriForum se benadering en ek weet Urania het ook skerp penne en 'n dik vel soos die ratel en skerp penne soos die eystervark en ook skerp tande om hulle self te kan verdedig teen enige roofdier wat met hulle sou kom mors. Dankie Ernst, ek hou baie van daai metafore wat jy daar gee, want ek dink dis belangrik vir ons om prentjies te hê wat dit vir ons duidelik maak om 'n greep goed vas te vang. Ek onthou so goed, dit was omtrent net voor die COVID-19 pandemie was daar die verskriklike opkoms van die groen beweging, is natuurlik deesdae dalk 'n groter deel van ons realiteit, maar toe dit regtig so aggressief raak. En ek dink dit was toe sekere Amerikaanse politici die Green New Deal voorgestel het. Ek dink dit was dalk die beweegrede. En toe maak Flip Buys 'n baie pittige opmerking wat hy sê, jy moet onthou die groen beweging is soos 'n wart lemoen. Dit is groen aan die buitekant, maar dit is bloedrooi aan die binnekant. Jy weet, die gedagte dat daar 'n sentralisasie en 'n kommunistiese gedagte daar binne lê, word baie duidelik vasgevang die oomblik as jy die wart lemoen verstaan. Deesdae is die wart lemoen natuurlik nou iets heeltemal anders. Dit verwys tans simbolies na mense wat die Palestynë ondersteun, so ongelukkig sal dit nou nie tans so lekker werk as 'n metafoor nie, maar goed in elk geval. Ernst, ek wil 'n laaste stoute vragie vra. Ek het nou 3 keer vandag gesê stoute vragie, so dit is 'n sekere slegte gewoonte vir my om op dit op die lig te doen, maar hierdie is regtig 'n lekker enetjie.
Ek sluit altyd my episodes af deur vir my gaste te vra, as iemand na jou toe kom en sê, ek gaan net drie boeke lees in my lewe. Ek wil graag verstaan, ek wil die politiek en die breë politieke idees, maar nie net idees nie, ek wil die politieke realiteit verstaan. Ek kan net 3 boeke lees. Ek weet, om een of ander rede het hierdie persoon net tyd, geld of lus vir 3 boeke. Wat is die 3 boeke wat jy vir hierdie persoon sal voorskryf en hoekom sal jy daai 3 boeke voorskryf? Rens, ek dink jy is dalk gemute. Skus, ja, so ek gaan maar is 'n groot vraag, so ek gaan maar die eerste 3 wat na vore kom in my gedagtes is seker maar die beste. Wel eerstens dink ek die Bybel in die sin dat soos daar in Prediker staan, daar's niks nuut onder die son nie. Lees bietjie boeke wat ouer as 2000 jaar is. Dan kry jy 'n bietjie 'n gedagte dat dalk is ons nie so slim nie, dalk die ouens daar so 'n paar duisend jaar terug baie van dieselfde gedagtes as jy gehad. Moenie dink jy is nou uniek omdat jy die spesifieke gedagtes of uitkyk op die lewe het nie. So ek sal sê dit is definitief 'n boek wat ek vir iemand sal aanraai. Groot, glad nie omstrede of kontroversieel nie. Tweedens sal ek sê 'n denker wie ons nou na baie aangehaal het, Samuel Huntington's Clash of Civilizations, as jy enigstens wil sin maak van die post-koue oorlog wêreld waarin ons osself bevind en die model van om te kyk na die wêreld as 'n versameling van verskillende beskawings, is Samuel Huntington's Clash of Civilizations definitief die regte plek om te begin. En dan vir Afrikaners wat hulle wortels wil vind en probeer uitvind, maar waar staan ons nou regtig in hierdie groter prentjie? Waar pas ons in? Sal ek voorstel lees MP van Wyk Louw se Liberale Nasionalisme. Baie goeie plek om te begin en elke bladsy het 'n skatkis van insigte. Lees hom stadig, moenie te vinnig deur hom probeer jaag nie. Jy gaan net bietjie inneem as jy dit doen. Regtig lees van daai bladsye 1 of 2 of 3 keer selfs oor. Ek weet ek moes. So daai sal my 3 boeke wees. Ek's jammer aan die boeke wat daar op my boekrak staan wat nou lang trane huil want ek het nie aan hulle gedink nie. Nou ja, geagte Vryspraak luisteraar, dit was nog 'n episode, kan nie glo dat die tyd so vinnig verby gevlieg het nie. Ons sê baie dankie aan ons gas vanaand, Erns van Sail. Julle kan vir Erns gerus van gaan volg. Hy's baie besig op die X-platform onder sy naam Conscious Caracal. Julle kan ook gerus na sy podsendings gaan luister uit heelwat. Volg hom gerus op alle forme van sosiale media. Erns, is daar enige spesifieke AfriForum projekte in die volgende paar maande waarna jy wil hê luisteraars spesifiek hulle aandag moet rig? Wel, ek sal sê bewegingswyd is die teenstand teen die Bella-wet. Volgende paar maande is krities. Dit is juis nou wanneer ons stem moet dik maak, juis ons gewig op daai balans van magte skaakbord moet wys. En soos Flibuys altyd sê, Afrikaners moet nie getel word nie, ons impak moet geweeg word. En dit is juis nou wanneer ons impak se gewig moet wys. En dit is in teenstand teen die Bella-wet wat die toekoms van Afrikaanse onderrig ernstig bedreig. So ek sal sê dit is die groot veldtog en die groot vegkant waar mense hulle oë op moet hou en ook hulle deel moet doen om hulle stem dik te maak. Baie dankie Erns en baie dankie aan jou as luisteraar. Dit was Vryspraak. Tot volgende week. Totsiens. Vryspraak, 'n podsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid.